Nou, ons het verlede week met 'n nuwe reeks begin, wat ons noem Unbroken Fellowship. Unbroken Fellowship. En dis een van daai reekse wat 'n ou besef, hier's nie verskriklike diep teologie in hierdie reeks nie. Ons gaan nie nuwe goed met jou deel nie, maar ons wil so graag die Here vertrou dat ons as gemeente 'n belewenis met die Here sal hê en sal leer wat dit beteken om in 'n intieme, persoonlike verhouding met God te leef. En ek gaan vandag so begin. Dis mos nou een van die dae Desember en dan gaan almal die wêreld heen en ons is nou op pad Pretoria toe gou vir 'n paar dae om vir die familie te kuier en vanoggend toe sien ek my vrou is besig om orders uit te deel. François, 7 hemde bring. Christopher, 3 broeke, kry vir jou kouse, bring, ons pak. En ons het een van daai groot koffers, so ons almal pak sommer in een van hulle. Naderhand weet ons nie meer wie se klere is wie se nie. Ons trek dit aan en deel. En dan kry jy, hulle sê jy kry 2 tipes mense wat terugkom van vakansie af. Dis 'n goeie 5, 6, 700 kilometer en dan kry jy die persoon wat die tas uithaal en hom eenkant sit. Waar is julle? En dan kry jy die persoon wat die tas uithaal, voor die kas gaan neersit, al die skoongoed terugsit dadelik en al die vuil goed in die wasgoedmandjie gooi en die tas bo in die kas bære. Waar is julle? Daar's 'n bietjie meer van julle. Die ander is net te skaam en te bang. Maar kom ek sê, in ons huisgesin is daar, jy kan kies en keer, daar's iets van alles. Maar dit wat dan gebeur is, as ou nie dadelik jou tas uitpak nie, dan begin mens op 'n stadium bietjie leef uit jou tas uit. Gee net so 'n bietjie 'n pomp vir die persoon langs jou as dit met hulle gebeur. Hulle begin uit hulle tas uit leef. So later dan weet jy nie meer wat skoon en wat's vuil nie en die goed meng en dit is op 'n stadium net een groot hoop, soos hierdie hoopie klere agter my. Maar sien, die ding van om nie jou tas uit te pak nie, of hoe kan ek sê, om uit jou tas uit te leef, beteken eintlik net een ding. Jy's nie heeltemal by die huis nie. As ons op vakansie is, daar is mos nou rakkies en goed, maar ons leef eintlik maar uit ons tasse uit. En dit kommunikeer die feit dat ons nie tuis by die huis is nie. En laat ons dit nou maar net vir mekaar sê. Vakansie is wonderlik. Maar daar's niks so lekker soos om na 'n lang vakansie by die huis te kom. Daai deur oop te maak. Al die ou eie te ruik wat ons gebraai het in die huis. Al die normale plantjies wat gevrek het te sien oor die Desember vakansie. Om daai kamerdeur oop te maak, jou eie badkamerdeur oop te maak, wat jy nie meer met jou skoonouers hoef te deel nie. Dis net wonderlik om weer by die huis te wees. Daar's iets so spesiaal van om huis te wees. En ek dink soms in ons verhouding met God, kan ons baie keer die benadering hê, dat ons maar net kom kuier. So wanneer dit moeilik gaan, wanneer ek moeg is, wanneer ek in die moeilikheid is, of daar's 'n krisis in my lewe, dan kom klop ek aan die deur en ek bring my tas en ek bly so 2 of 3 dae in die spaarkamer in die Here se huis, totdat ek my antwoord gekry het, totdat daar iets gebeur het, dan pak ek rustig my klere op en dan vertrek ek weer tot die volgende keer wat ek moeg en swaar is. En sien, hier's die ding, is die Here se plan vir ons lewe is nie om te kom kuier in sy huis nie. Kan ek dit weer sê? Die Here se plan vir my en jou lewe is nie om te kuier in sy huis nie. Dis om te kom woning maak in sy huis. En in hierdie reeks kyk ons na Johannes 17 waar Jesus besig is in 'n baie intieme gesprek met die Vader. Ek dink dis seker een van die mooiste dele om te ontdek van Johannes 17 is om te sien hoe Jesus met sy Vader kommunikeer en hoor wat hulle vir mekaar sê en hoor wat sy begeertes is. En ons kry 'n kykie in Johannes 17 in die intieme verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees en dan
ontdek ons ook in Johannes 17 dat ons ingenooi word in die gesprek in. Ons word ingenooi in die intieme verhouding, die connection wat daar is tussen die Vader en die Seun. Ons ontdek wie hy is wanneer ons 'n stukkie lees oor hoe God die Vader en die Seun oor mekaar voel. En dan seker die mooiste deel is, ons hoor hoe Jesus vir ons bid. Ja, ek wil jou uitnooi om gou vir my jou Bybel oop te maak by Johannes 17, waar ons 'n stuk gaan lees hoe Jesus het nou eerstens met die Vader gepraat, hy het vir sy 12 disippels gebid, en dan bid hy vir ons wat na die 12 kom. En in Johannes 17 vers 20 begin hy so, hy sê, ek bid egter nie net vir hulle nie, hy praat nou van sy disippels, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dis ons, dat hulle almal een kan wees, net soos u, Vader, in my is, en ek in hulle, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat u aan my gegee het, ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. En dan herhaal hy hierdie stuk, ek in hulle en u in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld weet dat u my gestuur het en my liefgehad het, Vader. Ek wil hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. Ek wil 3 gedagtes met jou uit hierdie gedeelte deel oor wat dit beteken om in unbroken fellowship, in intieme verhouding met die Vader te leef. Nommer 1, ons het 'n nuwe adres. Nommer 2, ons het 'n nuwe verhouding met die Here. Nommer 3, ons het 'n nuwe vrymoedigheid by die Here. Nou, kom ons praat gou oor 'n nuwe adres. Dis altyd wonderlik as jy jou lisensie moet gaan hernie of jy moet 'n kontrak aangaan, dan vra hulle vir jou proof of address. En dan moet jy nou gaan soek by jou Mangaung rekeningkies of huurkontrak of wat ook al om te kan bewys lewer waar jy permanent woon. En in hierdie gedeelte lees ons dat Jesus besig is om vir sy Vader te vra dat ek en jy ons adres sal verander. Hy bid so, hy sê, Here, daar waar ek is, ek wil so graag hê dat hulle by my moet wees en dat ons saam sal wees waar ek is. So by my en ook saam met my waar ek is. Nou waar is Christus as hy hier praat? Waar sien hy homself? Hy sien homself in die Vader se huis. Johannes 14 vers 2 sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En ek gaan om vir julle plek voor te berei in my Vader se huis. Jesus sê, ek bevind myself in die Vader se huis. Nou, dis 'n beeld wat Jesus gebruik om te verduidelik wat is 'n huis. 'n Huis is 'n plek van veiligheid, versorging, sekuriteit, 'n plek van verhouding, 'n plek waar mens groei in volwassenheid. En Jesus sê, ek as sy seun is in sy huis, ek's onder sy beskerming, ek is onder sy voorsiening, ek is in die huis van my Vader. En dan sê hy, so by the way, hierdie huis het nog baie plek. En dan sê Jesus, en ek gaan om vir julle plek voor te berei. Nou ons het al baie gepreek daaroor,
Jesus is nie besig met 'n bouproses in die hemel nie. Waar die engele besig is om sement te meng en nee, hy is nie besig met 'n hemelse fisiese huis nie. Hy is besig en hy het reeds aan die kruis plek gemaak in die Vader se hart vir my en jou. Waar is die plek waarvan Jesus praat? Hy praat van daar's in die Vader se huis plek. In sy hart is daar plek vir my en jou. Ons was eers sondaars, maar nou word ons aangeneem tot seuns. So hoor mooi. Jesus het namens jou besluit dat jy gaan trek. Kyk, mens maak moeilike keuse om te trek, né? Maar Jesus vra vir sy Vader, kan hulle asseblief trek? Hy nooi ons om by hom in te trek. Hy nooi jou nie om met 'n koffertjie te kom kuier nie. Hy nooi jou om 'n trok te bring. Alles wat jy is, alles wat jy besit, alles wat jy al gedoen het, hy nooi jou om in te trek onder sy versorging, sy voorsiening, sy verhouding met jou. En dan is dit baie interessant, Jesus sê, hoekom wil hy hê ons moet in die Vader se huis kom bly? Dan sê hy, sodat ek die heerlikheid wat u vir my gegee het, met hulle kan deel. Nou wat verstaan ons onder die woord heerlikheid? Dis 'n moeilike Afrikaanse woord om te verduidelik. So ek het 'n baie eenvoudige manier om dit te verduidelik, en dit is natuurlik nie voldoende om heerlikheid te verduidelik nie, maar dit help jou dalk 'n klein bietjie om te verstaan as ons sê hierdie heerlikheid van God wil Jesus met ons deel. Nou, my vrou Jean Marie moet af en toe sy met haar dramakinders op 'n toer gaan om hierdie konserte wat hulle weke en maande aan oefen, iewers te gaan optree vir punte by 'n fees, soos die KAK&K of in Pretoria is daar 'n klomp feeste, en dan wen ek natuurlik die prys om vir daai week alleen na die kinders te kyk. Die 3 seuns en my oudste seun, hy kan darm na homself sorg, Edkin, ons tienerpastoor. Maar dis die ding, hier's die ding. Ek het planne vir daai week. Ek ran hom soos 'n generaal. Maar ek cope met alles wat moet gebeur. Net. Slaap bietjie minder, staan bietjie vroeër op. Maar as sy nie daar is nie, ek probeer laat alles nou nie uitmekaar uitval nie. Ek probeer dat dit, jy weet, dat die kinders daarom nog 'n roetine het en al die goed. Maar as sy nie daar is nie, ek mis nie noodwendig wat sy alles gedoen het vir ons nie. Ek mis haar teenwoordigheid in die huis. Sien, alles kan gebeur. Alles kan nog normaal gebeur. Die wekkertjie lui, almal staan op, almal kry broodjies in, maar wat ek mis is haar heerlikheid in die huis. Wie sy is. Ek mis haar tasbare liefde vir my en die kids. Ek mis haar kalmte as die kinders hulle self is. Ek mis haar kreatiwiteit om ons huis op te kikker en vrolik te maak. Ek mis haar omgee vir ons. Ek mis die atmosfeer wat sy bring. Sien, as sy daar is, iets is net anders as sy daar is. Amen. Julle sien my as sy nie daar is nie. Iets is net beter as sy daar is. Hoekom? Want sy is wie sy is. Nou as ons praat van die heerlikheid van God, dan praat ons van alles wat jy sal mis as God uit die vertrek uit of uit jou lewe uitgeneem word. Dis die volheid van wie hy is. Dis nie net een aspek van hom nie. Dis nie net een karaktereienskap van hom nie. Dis alles wie hy is. Dis wanneer jy beleef dat hy in jou lewe intree, alles wat jy beleef van hom, van sy liefde, sy genade, sy heerlikheid, dit beteken die heerlikheid van God. En Jesus sê, ek wil hê julle moet trek, sodat julle saam met God in die huis kan bly, om sy heerlikheid te beleef. Om te beleef hoe dit is,
om op te staan in die oggend en in die gang, in die Vader vas te loop. Ek wil hê julle moet dit beleef om 'n tafel te sit en te eet saam met die Vader, met sy heerlikheid wat hy deel met my en jou. Dis groot, julle. Jesus se gebed is nie net, kom ons skuif plek nie. Hy sê, ek wil so graag hê julle lewens moet ingesluk word deur die heerlikheid wat hy reeds vir my gegee het, sodat julle dit kan beleef. So jou nuwe lewe in Christus is 'n lewe waar jy 'n huis skuif, jy het 'n nuwe adres, jou Mangaung rekening maak nie meer saak nie. Al wat saak maak is dat jy in sy huis is. En hier praat ons nie van die kerk nie. Die kerk is natuurlik sy huis. Op 'n stadium dan gebruik hy dit as voorbeeld. Ons praat hier van intiem bly saam met die Here, to abide with God, om in sy teenwoordigheid te wees. Jou adres verander en jy het die geleentheid om sy heerlikheid te beleef. Maar nie net 'n nuwe adres nie, ook 'n nuwe verhouding. Vroeër in Johannes 17, net so nadat hy die gebed begin het, bid hy en hy sê, en dit is die ewige lewe. Hy bid dat sy disippels die ewige lewe sal beleef, en dan sê hy, dis die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. Jesus sê, wat sal jy beleef in die Vader se huis? Natuurlik sy heerlikheid, maar die tweede ding wat jy sal beleef is verhouding met hom. Om hom te ken. En hy sê, as jy gewonder het wat die ewige lewe is, dis om God te ken. Die Grieks ruil eintlik hierdie twee woorde om. As jy mooi gaan lees, dan sê hy sê eintlik, hierdie is die lewe, om God te ken. En dan sê hy, hierdie lewe wat jy het om God te ken, is buite tyd. Dit sal vir ewig voortduur. So as jy gewonder het waaroor die lewe gaan, as jy gewonder het wat die ewige lewe is, dis om God te ken. To know God. Wat beteken dit om God te ken? Kom ons vereenvoudig dit en maak dit gou persoonlik in ons eie lewe, as jy iemand leer ken vir die eerste keer. Kan ek vir jou sê vandag, dis nie maklik om iemand te leer ken nie. Dis maklik om iemand te leer ken in die sin van waar hulle werk, waar hulle bly, waarvan hulle hou, wat hulle passies is, wie hulle familie is, wat se kar hulle ry. Dis maklik om so iemand te leer ken, maar mense het geheime. Die kwaliteit van 'n verhouding en die diepte van enige verhouding word bepaal deur die bereidwilligheid van al twee mense om die diepte van hulle wese, die diepte van hulle harte met mekaar te deel. Sien, die hoeveelheid wat jy deel is gelyk aan die hoeveelheid vertroue en die hoeveelheid intimiteit met so 'n persoon. Die Vader sê immers, hy sê hierdie verhouding wat ek vir julle het, hierdie lewe wat ek vir julle het, is om my te ken. En as jy daai woord gaan opsoek in die Grieks, kom jy agter, dis nie net kennis nie, dis om hom tot die diepste van wie hy is te leer ken. Hy het geen geheime wat hy hou nie. Inteendeel, die skrif sê in Kolossense, dat hierdie geheimenis wat God so lank al gehad het hy nou bekend gemaak deur sy seun. En so by the way, om dit reg te kry, om hom in sy wese, in sy diepste van sy hart te leer ken, will take you more than a lifetime. Kom ek maak dit nog eenvoudiger. Jy kom maandag by die kantoor, jy maak jou Outlook oop, eerste e-mail in die Outlook is from the President of the United States of America. The President is inviting you
to a quarterly meeting in the White House. Eerste wat jy dink is dis spam. So, dis sekere iemand uit Nigeria uit wat vir jou een gestuur het en hulle wil geld hê. Dan stuur jy terug, dan kom jy agter hulle reply. En dan sien jy, wag, die e-posadres lyk reg en hulle sê, hulle is van die Withuis en dan sê hulle, maar om seker te maak, jy kan ons bel, video call ons. Nou video call jy hulle. Dan wys hulle vir jou die White House, sê, die president wil jou daar hê, all expenses paid. Nou dink jy, ek, Frikkie van Bloemfontein, gaan invlieg USA toe, om die president te gaan ontmoet. Nou kom jy daar aan, daai magtige hekke, dan sien jy, daar is nie 'n wag in sig nie. En dink jy, hierdie was dalk 'n lokval gewees. Dan sien jy, nee, maar daar is daar 'n klokkie, so ek druk die klokkie, ding dong, hier is dit Trump aan die ander kant. Yes, my dear. Hy maak vir jou die hek oop, stop, niemand ontvang jou by die kar nie, daar is niks wagte in sig nie, hier kom Trump uit, die White House uit, lekker swembroek aan, plakkies, Hawaiian t-shirt, welkom, sy vroukie kom uit, ook baie gemaklik, sy het nog 'n handdoek om, want hulle het bietjie geswem, groet jou, kom in, julle stap verby al die offices, julle stap na die leefhuis toe, die braai area en die swembad, hulle braai mos ook, né? En, jy kom al aan, President Trump maak vir jou 'n Coke oop, hulle drink nie Pepsi in die White House nie. Hy is besig om 'n vleisie te braai, kry 'n chippy, en hier begin julle gesels, en jy kom agter, hy begin nou nie gesels soos die president nie, hy begin gesels oor om jou te leer ken, en hy deel van sy kinderdae, en hoe het hy sy vrou ontmoet, en hoe hy dalk bietjie gespot was op skool, maar hy het vir hulle gesê, ek gaan eendag die president wees. En hy deel sy hart met jou, jy leer hom ken. En dan op 'n stadium vra hy vir jou, en hy sê, hoorie, daar's 'n baie spesifieke ding wat ek mee besig is, in die wêreld, en ek wil graag hê, jy moet deel wees van hierdie plan en projek. En jy dog, maar maggies, ek, Frikkie van Bloemfontein. Jy wag enige oomblik dat iemand jou gaan wakker maak vanuit die droom. Jy sien, om dit te beleef, verander jou hele uitkyk oor die lewe. Jou lewe kon dalk vervelig gewees het. Jou lewe kon dalk geen sin gehad het nie. Jy het dalk gesukkel om in die oggend op te staan. Maar Trump het jou genooi. En hy het jou genooi om deel te wees van een van sy projekte. As jy by hierdie lughaweetjie afklim, maak nie saak wie jy ken nie, jy verduidelik vir hulle. Ek was in die White House. Hulle bel so lank die ambulans van Oranje. Jou hele lewe verander. My vraag is, my liewe broer, my liewe suster, my liewe vriend en vriendin, wat gebeur as die Skepper, die Here, die koning van die heelal jou nooi, om nie net te kom kuier vir 'n braai nie, om in te trek, in sy huis, en om jou deel te maak van sy planne, om jou deel te maak van hierdie kosmiese storie van redding, om homself met jou te deel, sodat jy hom kan ken en sodat jy geken kan word deur hom. Wat sal gebeur in jou lewe? Een van my gunsteling teoloog, J.I. Packer, sê dit so. Hy sê, what were we made for? To know God. What aim should we set ourselves in life? To know God. What is the eternal life that Jesus gives? Knowing God. What's the best thing in life?
bringing more joy, delight, contentment than anything else. It's to know God. Jy word genooi om in te trek, maar jy word genooi om hom te ken. En nommer 3, 'n nuwe vrymoedigheid. Die wonderlike ding is, die Here nooi jou nie net om in te trek nie. Hy nooi jou nie net om hom te ken nie, maar iets gebeur met jou wanneer jy intrek. Jy verander. Jou identiteit verander, jou boekie verander. Van Frikkie van Bloemfontein na seun van die allerhoogste God. Jy word aangeneem. So president Trump nooi jou na die braai sê, daar's een laaste ding. My ander kinders, die klein Trumpies, hulle weet nie om met my goed te werk nie. So ek het dit goed gedink om alles wat ek het vir jou te los en jou aan te neem as my erfgenaam. Sien, dit is genade. Dit is wat dit beteken om die geliefde seun en dogter van God te wees. Romeine 8 skryf Paulus, hy sê, die gees wat nou in julle is, maak julle nie tot slawe nie. En laat julle nie meer vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Paulus maak hier die groot skeiding tussen om 'n slaaf te wees in die huis van God en om 'n seun te wees in die huis van God. Sien, om 'n slaaf te wees is, jy leef uit jou tas uit. Jy weet nooit wanneer jou dag gaan kom waar die meester sê, dis nou klaar, dis genoeg, ons gaan nie meer van jou dienste gebruik maak nie. Jy voel nooit tuis in die huis nie. Jy hou afstand van die meester af. Jy probeer sy guns wen deur goed te doen. Jy volg al die reëls van die meester uit vrees, sodat jy nie afgedank kan word nie. Jy kan nooit rus in die huis van die meester nie. Jy kan nie 'n slaapie vat nie. Jy kan nie gemaklik raak nie, want jy moet altyd op jou hoede wees vir as die meester jou roep. Wat beteken dit om 'n kind in die huis te wees van die meester? Jesus preek en dan sê hy, as julle graag die koninkryk wil beleef, nou, moet julle soos hierdie kinders wees. Jy moet soos hulle wees. Hoe's 'n kind in die huis? Sien, die verskil tussen 'n slaaf en 'n kind in die huis van God is een woord, vrymoedigheid. Hulle sê mos, wie's die enigste persoon wat die president van Amerika kan wakker maak 2:00 in die oggend en hy sal opstaan en luister? Sy kind. Sien, 'n kind het vrymoedigheid. 'n Kind is oortuig van die liefde van die Vader. 'n Kind is oortuig dat die Vader sorg. 'n Kind is oortuig dat hy reeds die guns van die Vader ontvang het. 'n Kind is iemand wat leer om sy behoeftes na die Vader toe te bring. Hoe praat 'n slaaf? 'n slaaf praat op 'n sekere manier met 'n meester, 'n kind praat op 'n sekere manier met 'n meester. En kom ons praat gou rondom gebed. Hoe bid iemand wat 'n slaaf is in die Vader se huis? Hy hou dit saaklik of vermy dit heeltemal? Of slegs as daar 'n krisis is? 'n slaaf is bang hy sê iets verkeerd vir die meester. 'n slaaf sukkel om sy persoonlike behoeftes na die meester toe te bring. 'n slaaf deel ook nie wat regtig aangaan in sy lewe met die meester nie. 'n slaaf probeer so praat dat hy straf vermy. 'n kind
in die Vader se huis, sê alles wat op sy hart is. Maak nie saak of pa voor die rekenaar sit, of besig is in die tuin, of slaap nie. Papa, 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 papa. En dan, as my laaitie my vra vir sweets in die middel van die nag, is dit nie my liefste vader nie. Ek kom in die naam van my oudste broer Christopher. Nee, papa, 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 waar is die smarties? Waar is die smarties? Vrymoedigheid. Sien, 'n kind verstaan nie altyd die belangrikheid van sy pa nie. Want al wat hy ken van sy pa, is wie hy is by die huis. Natuurlik verstaan ons die heerlikheid van God. Ons verstaan sy almag. Ons verstaan die feit dat nie een van ons gekwalifiseerd is om in sy huis te bly nie. Niemand van ons verdien dit om 'n seun of 'n dogter van God te wees nie. Ons is slegs daar want Jesus het gevra dat ons moet kom. Dis al. Dis hy wat gesê het, Here, waar ek is, wil ek hulle hê. Wat ek beleef, wil ek hê hulle moet beleef. Jy's daar omdat Jesus jou daar wil hê. Hy het sy lewe prys gegee sodat jy daar kan wees. Hy is die offer, die finale offer, wat sou dien as die prys vir jou sonde en jou gebrokenheid. Hy is die een wat sy geregtigheid aan jou gegee het. Hy is die een wat die weg gemaak het na die Vader toe. Hy noem homself die deur. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dan sê hy, ek staan by die deur en ek klop. Kom, ek wil ingenooi word sodat ek jou kan help om te trek en jou goedjies te pak, want ek wil hê jy moet kom na waar ek is en daar kom woon. Dis hoekom die Hebreërs skrywer skryf, Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang op die regte tyd gehelp word. Wat beleef jy wanneer jy na die troon van die Vader toe gaan? Jy sal altyd genade en ontferming beleef. Eerste. Jy sal altyd gehelp word op die regte tyd. Dis die vrymoedigheid waarmee ons in die Vader se huis kan leef. En laat ek dalk laastens net sê, dit wat ons nou gepraat het, jou nuwe adres, jou nuwe verhouding, jou nuwe vrymoedigheid, is nie iets waarvoor ons wag in die hemel nie. Dis iets wat Christus reeds na ons toe gebring het op aarde. Ja, dit wat ons dalk nou beleef van in die huisverhouding en van vrymoedigheid, is dalk nie die volle prentjie nie, definitief nie. Ons sal die volle belewenis in die hemel eendag beleef, maar God het nie nou vir jou 'n lewe gehad waar jy maar net 'n slaaf in sy huis moet wees, of iemand wat buitekant die huis wag, tot jy goed genoeg voel om in te kom nie. Hy het nou reeds, deur sy seun, dit moontlik gemaak vir my en jou, om met ons trokkie daaraan te kom en in te trek. Hy het dit moontlik gemaak, dat ons soos 'n kind die Vader kan leer ken, soos 'n kind in intimiteit by ons Vader kan wees, en deel in die vreugde wat Jesus het, omdat ons daar is. Dis 'n antwoord op sy gebed. Jesus het gevra, Here, ek soek hulle hier, nou is hulle hier. Jesus se gebed is beantwoord. Die vraag is jy gereed om die uitnodiging te aanvaar? Sien, jy kan gered wees, jy kan 'n Christen wees, jou plekkie kan daar wees in die Vader se huis, maar jy kies nog steeds om in die slawe se buitekamer te bly. En God nooi jou vandag in, kom, net soos wat jy is,
net soos wat jy is. Kom maak die deur oop en die Vader staan gereed om te sê, welkom tuis. Welkom tuis. Kom ons bid saam, die band kan my join. Ons gaan in 'n oomblik gaan ons nagmaal vier. En die nagmaal is seker dan nou een van die mooiste beelde as dit kom om in die Vader se huis te wees. Dink gou aan die verlore seun se storie. Toe hy op pad is die Vader besig om te hardloop na hom toe. Hy bedek hom met 'n nuwe kleed, gee hom 'n nuwe ring, gee hom nuwe skoene en wat wag by die huis? Die vetgemaakte kalf op die spit. 'n Feesmaal. Die eerste ding wat jy beleef as jy met jou trokkie stop en jou goed uitpak en jou gemaklik maak aan die Vader se huis, is dat daar 'n skaap op die spit buite is. 'n Feesmaal voorberei. En dan sê Dawid, hy sê, hierdie feesmaal is voorberei in die teenwoordigheid van jou teenstanders. Die magte van duisternis wat nog altyd teen jou was, wat jou gekeer het om die voorreg te beleef om sy kind te wees. Hulle staan by die venster en hulle kyk hoe hulle misluk het. Hierdie feesmaal is 'n feesmaal van oorwinning. Dis 'n feesmaal van welkom. Dis 'n feesmaal van Jesus wat sy lewe gegee het, sodat jy nou die voordeel daarvan kon beleef. Kom ons staan. Here, dis die grootste voorreg en die beste nuus ooit om te weet dat ons ingenooi is in U huis. Jesus, dankie dat U daai gebed vir elkeen van ons gebid het. Dat die Vader ons wil ontvang en dat ons sal weet waar U is. Here, my gebed vir elkeen van ons, en dalk is daar van ons, Here, wat vandag hier sit met 'n weeskind mentaliteit, van ons is in die huis, maar ons hoort nie eintlik hier nie, of met 'n slaaf mentaliteit van ek is nie 'n kind nie, ek doen net my ding en dan moet ek weer uit. Here, dat U dit sal kom vervang in ons lewe met die beste nuus dat die koning van die hemel, die ewige Vader, die vredevors ons genooi het om in U huis te kom woon. Dankie daarvoor, Jesus. Ons prys U naam. Amen.